Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Baie keer soek mense 'n lekker nuwe boek om te lees, maar so van tyd tot tyd is dit asof 'n boek jou opsoek. En so gebeur dit dat die boek Theo of Golden op talle platforms net na my toe kom en ek net daai oortuiging kry ek moet hierdie boek lees. En dit het my letterlik bedwelm met 'n skatkis van wysheid en stories. Soveel diepte en inhoud, en as daar een boek is wat ek kan aanbeveel, almal moet lees, dan doen ek dit met graagte, dan is dit hierdie boek. Die storielyn gaan rondom 'n 86-jarige man, Theo, en dan sy obsessie met 'n muur van gesigsketse wat hy sien in 'n koffiewinkel waar hy gereeld koffie drink. En hy het hierdie gesigte bestudeer en dit was vir hom net asof hierdie gesigte hom ingenooi het. En hierdie gesigte wat hierdie hele muur vol was gesigte of sketse dan van toevallig persone wat ingekom het of wat raakgeloop is deur Escher, die skilder, en hoe hy met absolute wetenskaplike noukeurigheid hierdie gesigte dan nou geteken het. En Theo besluit om elkeen van hierdie sketse te koop, en agterop is daar 'n naam van wie die persoon is, en hy het dan besluit om 'n brief te stuur, daar's 'n hele proses hoe hy by hierdie ouens kon uitkom en hulle adresse opspoor, maar dan stuur hy vir hulle 'n brief en nooi hulle uit vir 'n gesprek, en om dan te sê ook dat hy hierdie skets as geskenk vir hulle wil gee, wat natuurlik geweldige wantroue meebring, en niemand kan glo dat iemand iets goeds wil doen, en waarom sal hierdie ou man dan nou eintlik dit wil doen? Maar dan as hy die persone se vertroue begin wen, daar net hierdie ongelooflike ampere bevryding kom, soos wat daar stories losgemaak word, en hoe hy luister na hulle stories, en stories van seer en van klomp slegte goed wat ook met hulle baie keer gebeur het, en hoe hy weer nuwe hoop bring. En hierdie hele storie, hierdie hele verhaal nooi 'n mens eintlik uit om anders te kyk na mense en te weet agter elke gesig is daar 'n storie. 'n Storie wat as ons dit sou hoor en moeite sou doen om te luister, ons dalk minder veroordelend ook na so 'n persoon sou kyk. En dat dit minder oor onsself moet gaan, dat ons ergens net 'n veilige spasie moet skep, ook vir meer mense, om veilig genoeg te voel om hulle storie te vertel. Ja, miskien ook moeite doen om ons eie storie te vertel, met al sy kwesbaarheid, met al sy vratte en alles wat skeef geloop het. Maar net so bewus te word net, van dat ons anders te moet kyk, anders te moet praat, anders te moet ook uitreik en in verhouding staan met ander mense. Want ons is maar op pad saam as gebroke mense, na 'n hemelse Jerusalem waar ons nie meer hierdie swaar sal hê nie. Maar 'n laaste gedagte waarmee ek jou los is dat dit baie duidelik in die boek word dat lyding en swaar kry nie noodwendig negatief en destruktief hoef te wees nie. Want uit dit uitkom daar 'n diepte in karakter, maar dat 'n mens nie hak daarby nie. En soms het ons net iemand nodig wat saam met ons hierdie pad loop om ons storie weer op koers te kry. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy. Jy kan vir my skryf eugenekemp@me.com.